Ewig hierendige, lewende God, God bo gode, U wat die Alpha en die Omega is, Here, U wat die begin en die einde is. Here, daar is niemand soos U nie. Vader, ons buig vanmôre voor U in aanbidding en ons bid, Here, laat ons, Here, U kan aanbid. U wat het vir ons moontlik gemaak het op die kruis. U wat gekom het, Here, sodat ons kan lewe. U wat ons beskerm. U wat vir ons gee. Vader, ek loof U, ek prys U vanmôre. En soos wat ons hier gesing het, Here, we exalt U, laat U naam groot gemaak word, Here. Laat ons altyd onthou, Here, U is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Israel, die lewendige God, die heilige God, Here, wat gister en vandag en môre dieselfde is tot in ewigheid. Heilige Gees, ek bid vanmôre, Here, laat U elkeen sal aanraak hierso. Dat hier 'n daadwerklike transformasie sal wees in elke persoon vandag. Dat elke persoon vandag die ervaring kan kry van Heilige Gees wat in hulle is, Heilige Gees wat saam met hulle is, Heilige Gees wat hulle omarm vanmôre. Dat elkeen vanmôre kan besef dat Here Jesus het gesê, ek stuur vir jou 'n ander trooster. En hy sal met jou wees tot die lengte van dae. Ek loof U vanmôre, Vader, en ek prys U waar hierdie woord vanmôre uit van Heilige Gees, dat U die woord sal bring, dat hierdie woord, Here, vrug sal dra, buitekant, binnekant, oralste, Here, en dat mense sal besef, die God van Abraham, Isak en Jakob is Heilige God. Ek loof U en ek prys U in Jesus naam. Amen. Amen. Kom maar sit. Ons raak net so 'n bietjie stil. Ek voel net. Heilige Gees is nog nie klaar nie. Net daar waar jy is. Net daar waar jy sit. Bedien net die persoon langs jou. Raak net die persoon langs jou aan. Bid net saam met hom. In jou eie tyd, in jou eie gedagtes. Dit is so belangrik dat ons toelaat dat Heilige Gees kan werk. En as ons nie toelaat dat Heilige Gees kan werk nie, sal ons God nooit ervaar nie. Bid net vir die persoon voor jou, bid net vir die persoon agter jou. Dit maak nie saak of jy hom ken of nie ken, dit maak nie saak wie dit is nie. God het ons almal gelyk gemaak in sy oë. Daar op Golgotha met Jesus Christus. Daar is niemand wat verhewe is bo die volgende persoon nie. En as jy dink jy is beter as die volgende persoon, my broer, my suster, dan moet jy terugkom. Dat is die good news evangelie van vooraf begin. Ek bid vanmôre dat julle sal verstaan. Die good news, die evangelie van Jesus Christus, is 'n reddende evangelie. In Jesus naam. Amen. Het is 'n wonderlike voorreg om net om vanmôre hier te sit, te staan. Maak nie saak nie, julle kan lê ook as julle wil, julle kan rol, julle kan lag, ek gee nie om nie. Maar ons gaan nie Heilige Gees onderdruk nie. En 'n oomblik as ons dit doen, as ons Heilige Gees onderdruk, probeer ons Jesus Christus se werk oorvat wat hy op die kruis gedoen het. Maar ons is mense, ons kan dit nie doen nie. Ek wil vanmôre aanraak aan 'n deel van Christendom wat in elke Christen ingeresoneer is ingebrand in elke Christen. Elke Christen in hierdie wêreld wat homself 'n Christen noem, daardie gedeelte is ingebrand in jou gene in. En dit is om te bid tot God, jou magtige Skepper. Maar weet jy wat? Net soos wat ons tot ons God bid, so bid die ander gelowe ook tot hulle God. En hulle neem hulle godsdiens
baie ernstig op. Hulle neem hulle gebede baie ernstig op. Hulle gebedstydperk neem hulle baie ernstig op. Maar as ons rondom ons kyk na die Christene, dan verstaan ons nie hoekom die Christene een vir een uitgemartel word nie. Ons verstaan nie wat gebeur in die Christen wêreld. Want die Christene, of die mense wat hulle Christene noem, of mense wat hulle volgelinge van Jesus noem, het weggedwaal van die ware God af. En voordat ek by die diens kom, en ek voel ek moet dit vir môre net met ons deel, in Psalm 107, en as jy jou Bybel by jou het, dis 'n bietjie 'n lang Psalm, maar as jy jou Bybel by jou het, lees saam met my in Psalm 107. As jy nie jou Bybel by jou het nie, wil ek vir jou vra, wat 'n soldaat het oorlog toe gegaan sonder sy geweer? Ek het nog nooit gesien dat 'n soldaat oorlog toe gaan sonder sy geweer. So maak 'n punt daarvan om jou Bybel saam met jou te vat. Jou Bybel is jou confidant. Hy gaan oral te saam met jou. Daar in die weermag was my geweer my confidant. Hy het saam met my in die slaapsak geslaap. Ek het hom beter opgepas as wat 'n lady opgepas het. So jy moet jou Bybel met dieselfde respek hanteer, met dieselfde gevoel hanteer. Kom ons leef saam daar in Psalm 107. Loof die Here, want hy is goed. Loof die Here, want hy is goed. Wat het ons vanmôre probeer doen hierso? Ons het hom geaanbid vanmôre. Met lofsang. Met 'n aanbiddingssang. Dis wat ons vanmôre probeer het. Maar hoekom moet ons dit doen? Omdat die woord vir ons sê, want hy is goed. Lees ons ander verse in die Bybel, dan staan daar, en sy goederentierendheid is tot in ewigheid. Sy goederentierendheid het nie opgehou met die geboorte van Jesus Christus en met die afsluiting van Maleagi, die Ou Testament nie. Sy goederentierendheid het aangegaan tot in ewigheid. Tot in vandag toe is sy goederentierendheid daar. En ons sal al almal onder die klei te wees in hierdie geslag wat hierso sit, hierdie jong kindertjies van vandag, wat die volgende grysaards gaan wees, hulle gaan nog steeds God se goederentierendheid ervaar. Maar God het voorwaardes gestel om sy goederentierendheid vir jou te gee. Kyk, maak geen fout nie. Jy staan elke môre op. Jy sien aanskou die lig, jy asem die suurstof in. Dis God se goederentierendheid daai. Hy laat sy goederentierendheid oor die gelowige en oor die ongelowige opkom. Hy maak nie 'n onderskeid tussen die gelowige en die ongelowige. Maar kom ons gaan verder. Dit moet die verlostes van die Here sê, want hy het uit nood verlos het. Wie moet dit sê? God is goed. Wie moet dit sê? Die verlostes van die Here. Wie sit hierso vanmôre? Wie sit daar agter vanmôre? Die verlostes van die Here sit hierso. Waaruit het hy jou verlos? Hy het jou verlos uit die slawerny, die kettinge van sonde. Hy het jou verlos daaruit. So sê dit, laat die Here goed is, sê dit. Sê dit. Ek wil dit hoor, sê dit. Yes, die Here is goed, sê dit. En uit die lande versamel het van die ooste en die weste, van die noorde en van die see. Hulle het gedwaal in die woestyn op woeste paaie. 'n Stad om in te woon het hulle nie gevind nie. Hulle het gedwaal vir 40 jaar in woestyne. Jy wat in sonde leef, jy is in 'n woestyn op hierdie oomblik. Jy dwaal. Die Bybel sê elke ene is in sonde en dit was ons almal. Ons het almal gedwaal totdat ons die evangelie van Christus ervaar het. Dis waaroor dit gaan. Ons het gedwaal. En hulle het 'n stad om in te woon het hulle nie gevind nie. Kyk na die mense daar buitekant, en ek sê nie hulle is almal sondaars nie, maar kyk na die mense daar buitekant. Daar's goeie mense,
maar gaan kyk op die algemeen, wie slaap onder die brug, wie slaap langs die robode, wie slaap op die stoepe van die geboue. Mense wat God glad nie ken. Glad nie. Honger en ook dors was hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die Here aangeroep. Hoor wat sê vers 6. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid. Die nuwe lewende vertaling sê dit vir my so pragtig. Hy sê, en ons het geskree, Here, help my. En hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, in hulle angste het hy hulle gered. En in hulle angste het hy hulle gered. Here, help my, en ek sal jou help, sê die Here. Al wat hy vra is, roep my aan. Roep my aan, en ek sal jou help. Dit is so maklik om te sê, ons trek die Christen kleed aan. Ek kan ook 'n t-shirt gaan koop met die mooiste woordjies op, wat sê, I love Jesus, Jesus loves me. Ek kan ook 'n t-shirt gaan koop, I am a follower of Jesus. Maar as ek nie daardie hartsbegeerte het om soos Jesus te wees nie, help daai kleed wat ek aantrek my niks nie, want daai kleed vermom, kamoufleer die ware jy. Daai kleed is die ware, onder daai kleed is die ware jy. En ons sien baie dikwels hier op Facebook en media, hier staan 'n dame, die mooiste, skoonste dame, maar een hand is hier bo, en dan sien jy Satan, die slang se koppie bokant die arme ou, wat hy verlei. Ons kan aantrek wat ons wil, maar as ons nie Jesus kan sien in ons, in die volgende persoon nie, moet ons 2 keer gaan dink, of daardie persoon werklik 'n volgeling van Christus is. Honger en ook dors was hulle siel het in hulle versmag. Honger en dors. Dit is honger en dors na die aardse kos, na die vleeslike kos. Maar weet jy wat? Hierdie mense was ook honger en dors na die geestelike kos. Die geestelike kos wat jy in hierdie boek kry. In hierdie boek gee vir jou geestelike kos, want hierdie boek wys vir jou wat is geloof, die onsienbare geloof na Christus Jesus. Dis wat hierdie boek vir ons wys. En jy kry daai geestelike kos. Elke Sondag as jy hiernatoe kom, kry jy daai geestelike kos. Elke dag as jy op jou knieë staan, daar langs jou bed, en jy bid tot die Here toe, en jy kry daai geestelike kos. Elke môre as jy opstaan, en jy vat hierdie boek, en jy maak hom oop waar Heilige Gees vir jou sê om oop te maak, en jy word gevoed deur hierdie boek. Dis jou geestelike kos. Toe het hulle die Here aangeroep, hulle benoudheid, hulle angste het hulle gered, en hy het hulle gelei op die regte pad, om te gaan na 'n stad om in te woon. Hy het hulle gelei, die nuwe lewende vertaling sê, en hy het hulle reguit gevat na die naaste dorp toe. Die naaste dorp, die kerk, waar jy kan kos kry. Die naaste dorp. Here, help my! En hy het hulle gelei na die naaste dorp toe. Na sy familie toe. Hy het hulle nie in die woestyn gelos meer nie. Hy het hulle nie gelos om dood te gaan daar nie. Hy het hulle gevoed. Daar het hy hulle begin voed. Laat hulle die Here loof om sy goedertierendheid, om sy wonderdade aan die mensekinders. Nou, die Here het gered. Laat hulle die Here loof. Maar so dikwels red die Here, dan is dit soos die evangelie wat op die klippe val langs die pad. Hulle het opgekom, hulle het gegroei, maar hulle het onmiddellik verwelk. Toe die son opkom, toe verwelk daardie evangelie en daardie woord wat uitgegaan het. Kan ons die gelykenis van die saaier onthou? Die saad het geval op die onkruid, op die klippe, op die pad en in 'n goeie grond. Maar die evangelie, net vir 'n kort rukkie loof en prys hulle Here, soos wat hier geskryf staan. Laat hulle die Here loof in vers 8.
Want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met goeie vervul. En kort val hy terug. Die wat in duisternis en doodskaduwee gesit het, gevang in ellende en duisternis, omdat hulle wederstrewig was teen die woord van God, omdat hulle wederstrewig was teen die woord van God, en die raad van die Allerhoogste verwerp het, die raad van die Allerhoogste verwerp het. Glo in my seun, sê God, en glo in my. Net deur my seun kan jy gered word. Be holy because I am holy, sê God. Without holiness you can't see me, without holiness you can't enter my kingdom, sê God. Omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het. En hy het hulle hart deur moeite verneder. Hulle het gestruikel en daar was geen helper nie. Man, daardie storie wat die mens sê, eenmaal gered, altyd gered, is bog. Hier sê die Bybel vir ons, en hy het hulle met verneder, hy het hulle laat struikel, en daar was geen helper nie. Hulle het geval. God het hulle nou net na die regte dorp toe gebring, en hulle het geval, en daar is nie 'n helper nie. Toe het hulle die Here aangeroep, daar sê halleluja, dit is so dikwels wat ons sien. Toe het hulle die Here aangeroep, en hulle benoudheid, uit hulle angs het hy hulle verlos. Jy weet, ek moet eers swaar kry, ek moet eers daar in die gutter wees, en dan sê ek, Here, help my. Help my, Here. En sy goederentierendheid is tot in ewigheid, en hy los jou nooit alleen nie. Toe het hulle die Here aangeroep, en hulle benoudheid, hulle angs het hulle verlos, en hy het hulle uit die duisternis doodskade laat ingaan, en hulle bande verbreek. Loof die Here, want sy goederentierendheid is tot in ewigheid. Elke keer as ons val, en ons sê, Here, help my, dan help hy ons. Laat hulle die Here loof. En dis waar het ophou. Want sodra dit goed gaan, dan groei die saadjie weer hierso, of die onkruid kom, dis die wêreldse dinge, en hy verdruk hierdie saadjie, of die son skroei, en dit is die vyand, en hy verpletter hierdie plantjie, en die evangelie sterf weer in jou, want dit gaan mos nou weer goed met jou. Vers 16, want hy het koperdeure verbreek en ystergrendels stikkend geslaan. Die wat dwaas was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtigheid gepynig is. Hy is dwaas, sê die woord. As jy sonder God probeer lewe, is jy dwaas. Jy is dwaas as jy dink dat jy kan God na jou level toe bring. Jy is dwaas as jy dink dat God van Abraham, Isak en Israel is die God wat saam met jou gaan sit in die kring van die spotters en saam met jou sit, is jy dwaas. Hulle siel het 'n afskeid gehad van elke soort voedsel en hulle het tot by die poorte van die dood gekom. Mense word siek. Siele, hulle liggame het tot by die poorte van die dood gekom. Toe het hulle die Here aangeroep, Vader, Here, help my! Ek is hier voor die poort van die dood, Here! Ek weet aan die kant hierdie deur is die hel! Here, help my! En sy goederentierendheid is tot in ewigheid. En hy het sy woord gestuur, dat hy julle gesond kan maak. Sy goederentierendheid is tot in ewigheid. Hy het sy woord gestuur, dat hulle gesond kan maak. Here, help my. Laat
hulle die Here loof en sy goedertierenheid om sy wonderdade aan die mensekinders. En dan gaan sit ons by die huis. Na die Here ons gehelp het, dat ons voor die dood omgedraai het, gaan sit ons by die huis en ons doen nie wat God vir ons sê om te doen nie. Loof die Here, want hy is goed. En laat hulle lofoffers bring met 'n gejubel en sy werke vertel. Waar doen jy dit? Jy doen dit hier in hierdie gebou, waar jy as Christus se bruid die kerk versamel. Dis waar jy die lofoffers bring. Dis waar jy die getuienisse vertel van wat met jou gebeur het, hoe God jou gehelp het, hoe God jou uit die gutter uitgehaal het, hoe God jou uit die karongeluk uitgehaal het, hoe God jou kanker genees het, hoe God jou gehelp het om te oorleef gister en vandag en môre, totdat jy jou werk voltooi het. Here, help my. Here het my gehelp. Facebook kan almal sien hoe die Here my gehelp het, maar weet jy wat? Die duiwel sien dit ook en hy gebruik dit ook. Hy gebruik dit ook om onmin te saai, om tweespalt te saai. Loof die Here, want sy goedertierenheid is goed. Vers 13. Vers 17. Die wat dwaas was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is. Jy's dwaas, jou oortredinge maak jou dwaas. En jy gaan die pyniging ervaar in hierdie lewe en in die lewe hierna. Sal jy daai pyniging ervaar? Roep nou, Here, help my, dat hy dit van jou weg kan vat, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, sy goedertierenheid sal hy dit verwyder van jou af, en hy sal nie meer daaraan dink nie, want sy seun het vir jou gesterf, daar op die kruishout, sodat jy gered kan word. Sê, help my, Here, my gedagtes is in dwaal, help my, Here, ek dink ek is beter as ander, help my, Here, ek het nie krag om dit te oorkom wat my vashou nie, en hy sal jou help. Vers 22, en laat hulle lofoffers bring met 'n gejubel en sy werke vertel, die wat na die see toe afdaal in skepe wat handel drywe op die groot waters. Hulle het die werke van die Here gesien en sy wonders in die diepte. As jy daar op die skip is, nou die dag toe ons daar rondom Tasseneiland geseil het saam met die skippietjie, en jy kyk na die magtige waters rondom jou, en jy kyk af en jy sien is donker, donker blou, en jy sien geen einde daaronder nie. En jy kyk op en jy sien lig, blou, 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 en jy sien geen einde nie. En jy kyk op die horison en jy sien, daar is dit nog steeds blou, 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 blou. Dan besef jy hoe klein en hoe nietig is jy. En hoe groot is ons God. Want hy het gespreek en 'n stormwind laat opsteek en die golwe daarvan opgesweep het. Jy sien op die televisie, sien jy hier in North Sea, hoe groot daardie stormsee kan word, daardie trollers wat hulle gebruik om die krewe mee te vang. Hoe groot is daardie golwe en hoe stukkeltjie is daardie troller daar teen daardie verskriklike groot golf. Dan sien jy, hier gaan hy af, dan kom die water bo oor hom. Hy het 'n stormsee beskik vir hulle wat op die skepe vaar. Om hulle te wys wie is God.
En hulle besef hulle gaan vergaan. En hulle het geskree, Here, help my. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid en hulle angste het hy hulle uitgelei. Hy het die storme gesuis gemaak en die golwe het stil geword. Hy het mag oor die natuur. Hy het alle mag en krag is aan hom gegee. Ons lees dit in Matteus 28:18. Matteus 28:18. Alle krag en mag is aan Jesus gegee. As jy in Jesus naam uitroep, Here, maak die storm stil. Hy is genadig en getrou en hy sal die storm stil maak. Roep net, Here, help my. Toe was hulle bly omdat rustig geword het en hy het hulle gelei na die hawe van hulle begeertes. Ons sien daar in die tydperk van die Nuwe Testament, daar op die see, die skuitjie waarin die disippels was. Daar was 'n storm gewees. En Jesus het aangewandel gekom op die water en hy het die storm stil gemaak. En ons lees in die woord, onmiddellik was hulle by hulle bestemming. Hier is hulle in die middel van die see, die golwe is hoog, en die storm word stil, en onmiddellik was hulle by hulle bestemming gewees. Jesus kan dit vir jou moontlik maak, jy moet net roep, Here, help my. Here, ek wil sing, laat my sing. Here, ek wil hoor, laat my hoor. Here, ek wil verander, ek wil transformeer, meer soos Jesus. Laat ek verander, meer soos Jesus. Heilige Gees, vat vir Kobus weg en sit Jesus hier neer. Hy sal. Hy is getrou. Vers 33. Hy het riviere 'n woestyn gemaak en waterfonteine 'n dorsland, vrugbare land 'n braakaarde en oor die boosheid van dit wat daarin woon. Hy het riviere 'n woestyn gemaak. Dorsland. Ongeregtigheid wat daarin woon. En hy het die hongeriges daar laat bly. En hulle het 'n stad gestig om in te woon. En hulle het lande gesaai en wingerde geplant en vrugte opbrengs verskaf. En hy het hulle geseën sodat hulle sterk en vermeerdervuldig het. En hulle het vee het hy nie min gemaak. Here, help my. Ek sal vir jou gee. Ek sal dit vir jou doen. Hy wat veragtig uitstort oor edeles en hulle laat dwaal in 'n woeste wêreld sonder pad. Hy het die behoeftige beskerm teen die verdrukking en die geslagte soos kuddes gemaak. Die opregte sien dit en is bly. Hulle wat glo. Sing God se werke, sing God se tekens. Sing dat die tyd naby is wat Jesus Christus gaan kom en hulle is bly. Wie wys is, laat hy let op hierdie dinge, ag gee, en laat hulle let op die goederentierendheid van die Here. Gaan huis toe, en gaan lees Psalm 107. Maar lees hom, en vra vir Heilige Gees, om vir jou te wys, waar pas jy in hierdie Psalm? Want baie van ons is hierso, die mensdom van die wêreld vandag, lewe soos hierdie Psalm. Ons is soos 'n saagtand, op en af. Hartmasjien sê tik, 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 tik. Dan glo het, dan glo het nie. Dan glo het, dan glo het nie. Glo het, dan glo het nie. Thema vandag is bid vir alle mense. Bid vir alle mense. 1 Timoteus 2 vers 1 tot 8. In die eerste plek vermaan ek dan dat smeekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is,
sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrucht en waardigheid. Elkeen se plig wat hier so sit, om vir die volgende persoon te bid. Vir alle mense. Nie net vir die wat jy like nie. Nie net vir die wat jy dink kan jou help nie. Die Bybel sê bid vir alle mense. Hy sê jy moet ook bid vir jou regering. Ja, pastoor, maar die regering wat so korrup is, en die regering wat ons almal net wil uitmoor, en die regering wat dit doen. Hoe kan ek vir die regering bid? Juis, daarom moet jy vir hierdie regering bid. As hierdie regering verander en Godvreesend word, het jy gedink wat gaan gebeur in hierdie wêreld, in hierdie land van ons? Die kerk gaan insaai het in die regering. Nou het die kerk nie meer insaai in die regering nie. Want die kerk word onderdruk deur die bose mag. As jy bid vir hierdie regering, sê die Bybel in Timoteus, en die regering verander, staan daar geskryf, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan hê. Ek kyk hierdie week hoe die geregsdienaars van ons land mense arresteer, valslike beskuldigings teen hulle maak. As hierdie boer, hy word agter in 'n vangwa ingedruk. Hy word beskuldig dat hy 'n rasis. Hy gee werk vir ander volke. Hy gee werk met papiere. Maar die blaam word op hom gesit. Hy employ foreigners. Illegal foreigners. Maar die mense het papiere. Het jy gedink wat gaan gebeur in Amerika, waar daar 'n goeie 100 of 200.000 jong manne van Suid-Afrika jaarliks gaan werk, as hulle geleft, right and center in die tronk gaan gooi word, as daar 'n anti-christelike regering in daai land aan bewind kom. Jou seun of jou dogter gaan in die tronk sit. Jou man gaan in die tronk sit daar. Al is sy papiere reg. Bid vir jou regering. Bid vir jou polisiemanne. Laat hulle sal dien waarvoor dit staan. Waarvoor staan die SAPD? Dis 'n afkorting, almal ken dit. Dit staan dat hulle dienaars is. Hulle word aangestel as dienaars vir die publiek. En nie word toegesluit nie. Die publiek word nie net left, right and center toegesluit. God sê bid vir hierdie mense dat hulle verander. God sê bid vir jou vriend wat siek is. God sê bid vir jou op die hoek van die straat. Ek het 'n vriendin gehad, sy's by die Here nou. As sy petrol ingegooi het, dan het sy 'n traktaatjie gevat. Ek het honderde gekoop en honderde geprint. En as hy petrol joggie daar by haar venster kom om my geld te vat, dan sê sy, hierso. Dan gee sy 'n traktaatjie vir haar petrol joggie. En so het sy vir hulle gebid. En weet jy wat, eendag as ons daar voor Jesus gaan staan, dan gaan ons sien wat sy impak het sy op die lewe gehad, deur daardie vriendelikheid vir die volgende persoon te hê. Man, ek is nie vriendelik met daai persoon nie, want sy het my te nagekom, of hy het my te nagekom. Ek sal hom vermy soos die pes. God sê, bid vir hulle, vir verandering. Dis wat God sê, bid vir hulle vir verandering. As jy daar loop by jou huis, en jy sien, hier sit jou broeder, en jou broeder is besig om iets te doen, moet hom nie gaan aanval, en vir hom sê, hey, wat jy doen is sonde nie.
gaan na jou binnekamer toe en bid vir hom en sê, Here, vergeef hom, want hy weet nie wat hy doen nie. Hy weet nie wat hy doen nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die tyd om 'n vals Christen te wees is verby. Daardie tydperk van die 5 wyse maagde is voor die deur. Die 5 dwaases het agtergebly. As jy vandag voel jy kan met ander mense speel, speel jy met God. Speel nie met ander mense. Jy speel met God. Want daai ander mens waarmee jy speel, wat jy verafskuw, is God se creation. Dis God se creation. Ek wil vandag vir jou sê, jy vra vir dit, jy vra vir verandering in jou lewe, maar jy is nie bereid om die verandering toe te laat in jou lewe nie, want dit wat jy doen bly vir jou lekker, dit wat jy doen bly vir jou lekker, jy is nie bereid om daai nie vas te doen, om vas, hoekom vas ons? Ons vas, om in God se teenwoordigheid te kom. Baie mense doen die Daniëls vas. En in daai dag wat hulle Daniëls vas doen, dan abstain hulle bly weg van dinge wat vir hulle lekker is. Dinge waarin hulle verslaaf is, bly hulle weg vir daardie vas. En God se goedertierendheid, hy sien daardie vas, as Here, help my. Maar as jy nie bereid is om op jou knieë te gaan en te sê, Here, help my nie, hoe kan hy jou help? Hoe kan jy, dat die mens daar buitekant wil na jou kerk toe kom, as jy nie bereid is om hom te gaan bedien nie? As jy nie bereid is om die voorbeeld te wees nie, sien die mens daar buitekant Christus in jou raak, of sien jy hierdie ou wat vloek en swets, as jy by die robot staan en iemand druk voor jou in? Hy kan nie verander, transformeer na jou toe nie, want hy sien nie Christus in jou raak nie. Dit maak my bekommerd, Vrydagmôre, as jy hier in die dorp ry, en jy ry net rond daar in die dorp, en jy sien oorlogste is daar toue en toue en toue werklose mense, en oorlogste is daar ander gelowe, wat kos uitreik, uitdeel. Hulle reik uit na hierdie mense toe, hulle deel kos uit na hierdie mense toe. Hulle bearbei hulle vir hy mense wat in need is vir hulle God, want hulle sien saggeaarde mense en hierdie mense wat die kos uitdeel, maar as hy na die Christen kyk, dan sien hy 'n Christen wat sê, 'n Christen wat beklei, en kyk hy na die mense hoe fight hulle left, right en center op YouTube, en dan Sondag sit hy in die kerk en hy sit heilige hande op en hy sê, Here, hier is ek. Jy speel, jy's dwaas. Deur word toegemaak vir jou. God maak hy deur toe. Jy moet bid vir hulle wat sterk is in geloof. Jy moet bid vir jou pastoor, want hy het ook krag nodig. Hy het ook God se hulp nodig. Hy moet bid vir hierdie mense wat so getrou werk. Hy moet bid vir jou baas. Maar hoe kan ek vir my baas bid, sê jy, as hy maandagmôre tot vrydagmôre daar staan en vloek en swets by die werk? As jy nie vir hom bid nie, het hy nie 'n kans om die Here se verandering, die transformasie te ervaar. Maar as jy vir hom bid, Heilige Gees is getrou en sal beginne werk.
Heilige Gees het vanmôre weer heeltemal oorgeneem. Die woord wat hier geskryf staan is, bid vir alle mense, is nie relevant nie. Heilige Gees wil vanmôre die werk doen. Hy sien, en hy beweeg tussen ons. En hy vra vanmôre, dat jy uitroep na hom. Roep uit na Jesus. Here, help my. En hy sal. Waar gaan stop? Help my, ek probeer die werk van die Here doen. Help my, ek probeer hierdie 30 slides doen. Want die Here het ander planne vir my. Net al waar jy sit, ons kyk hier rond nie, ons maak jy oor toe, en jy voel vanmôre, Here, help my, met jou kop, met jou kop, dankie, 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 elke wat vanmôre sy kop geknik het, bid saam met my in stilte, het nie nodig maak te bid. Bid saam met my in stilte. Die ander kan ook nog. Die bare hemelse Vader, as dit 'n uitroep vanmôre, want ons as mens is nietig, my God. Psalmdigter het gesê, hy is 'n wurmpie. En ons lees by God, Here, U het gesê, plante kom op en hulle floreer, maar binne 'n dag verskoon die plant. En so is die mens. En Vader, U het vanmôre elkeen se hart gesien, nie elkeen se gedagtes is. My gebed vanmôre is, help my, Here. Help elkeen van ons wat vanmôre daardie uitroep het. Want ons kan ons nie self help nie. Ek bid vir genesing vanmôre. Ek bid vir hom wat twyfel vanmôre. Ek bid vir hom wat bemoeid en belas is. Ek bid vanmôre wat die persoon wat voel of die wêreld op sy of haar skouers is vanmôre. Daardie krag wat ons ontvang saam met Heilige Gees. Ek bid vir vrede, ek bid vir liefde vir elke persoon. En Vader, vanmôre is my gebed ook vir hierdie land, Suid-Afrika. En ek wil begin, Here, waar ons in Timoteus staan geskryf, bid vir alle mense. Bid vir die regering. Ek bid by God, dat 'n Godvreesende regering aan bewind sal kom. Of Here, my God, laat die mense wat heiliglik aan bewind is, Jesus Christus sal ontmoet, Here, en verander, sal transformeer. Liefde, geduld, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, toon te stel. Ek bid vir hulle, my God, Here, dat hulle sal besef, Vader, is 'n wonderlike voorreg dat ons die lewende woord het, wat mense oortuig, wat ons kan lei na Jesus. Want ons lees in Romeine, geloof kom uit die aanhoor van die woord. En as ons nie die woord kan aanhoor nie, Vader, Here, kan ons nie gered bly nie. Johannes 1 vers 1 staan geskryf, in die begin was die woord,
En die woord was by God. En die woord was God. Spreuke staan geskryf, die vrees vir die Here is wysheid. En dwaasheid is hulle wat met God speel. Ek bid vanmôre vir mense wat laster, Vader, Here. Laster, die naam waar alle name ydelik gebruik. Uit konteks uithaal, ontledig, maak hom leeg, gebruik hom as 'n kragwoord. En hier soos die woord van God vir ons leer, as jy die naam van Jesus aanroep, sal alles vir jou gegee word. In die naam van Jesus bid ons vanmôre vir genesing. In die naam van Jesus bid ons vanmôre vir transformasie. In die naam van Jesus bid ons vanmôre vir rustigheid en vrede. In Suid-Afrika, by ons werksplekke, by ons blyplekke, in Jesus naam. Amen. Amen. Daar op die kruishout het die Here dit vir ons alles moontlik gemaak. Toe hy homself gegee het as offer. Vir my sondes en vir jou sondes. Dit wat ons nou doen, is nie net nog 'n ritueel nie. Dis aanbidding. Al die woorde wat daar geskryf is, gaan ons by 'n volgende geleentheid doen. Maar ek voel net vandag dat ons nie die Heilige Gees onderdruk nie. Hy sê weer. Ons gaan nou die nagmaal gebruik. Sakrament wat deur die Here ingestel is. En net soos wat die lam geslag is, daar in Exodus, by Paasnaweek, soos hy vir ons geslag. Johannes staan geskryf, Jesus is die vleklose lam. Johannes staan geskryf, Johannes die Doper sê, daar loop die lam van God, wat geslag is, sodat ons sondes weggeneem kan word. Die lam van God, wat geslag is, was sekere vereistes gewees vir daardie lam. Daardie lam moes vlekloos gewees het. Hy moes nie gebrek in hom gehad het. En ons lees daarso in Levitikus die voorwaardes vir so 'n lam wat moet geslag word. Die Bybel sê dit moes 'n rammetjie gewees het. Dit kan of 'n skaap of 'n bok gewees het. Die Bybel sê hy moes 2 jaar oud gewees het en hy moes nie gevlek gewees het nie. Hy moes ook nie gebreklik gewees het. So lam was Jesus. Vlekloos, sonder gebrek. God wat vir ons geslag is, sodat ons kan lewe. Wanneer nou weer sal julle my kom help met die nagmaal is. Wat wil ons môre vir julle sê? Liggaam wat gebreek is, in geloof,
Dit wat ons gesien het, is geloof. Dit wat ons lees, is geloof. Jesus het gesterf. Jesus is begrawe. Jesus het opgestaan. Jesus het opgevaar na die hemel. Die hemel is 'n regte plek. Jesus was 'n regte plek. Daar in Handelinge staan geskryf. Stefanus toe hom doodgooi met klippe oor sy geloof in Jesus. Staan daar geskryf. En hy het opgekyk na die hemele en hy het die poorte geopen gesien. En hy sê, kyk, daar staan Jesus langs God. Hy staan langs God. Hy sit nie. Jesus is so gereed om sy kerk te kom haal. Hy staan daar. Hy wag net laat God die Vader sê, gaan. Nogmaals, het vir ons moontlik gemaak dat ons dit moet gebruik so dikwels as ons kan in sy herinneringe totdat hy weer kom. En kom. Want ek het van die Here ontvang, 1 Korintiërs 11, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Maar Vader Here, dankie vir hierdie awesome tafel vanmôre. Dankie Here dat U dit moontlik gemaak het dat ons vandag in geloof by mekaar kan kom, dat ons hierdie sakrament kan gebruik, dat ons Here U kan vereer totdat U weer kom. Ek loof en ek prys U. In Jesus naam, amen. Amen. Wil julle vir my uitdeel asseblief, deel vir almal die broodjie en die wyntjie uit, en ons wag vir almal en as ons klaar is, dan breek ons die wag. Terwyl hulle uitdeel, waar toe Jesus uit Jerusalem uitgelei is, het hulle hom daar by die skaapspoort uitgevat. Die lam is by die skaapspoort uit. Die 18de April, is Goeie Vrydag. En wat ons vandag doen, is wat meer as 2000 jaar terug gebeur het. En ons gaan dit weer herdenk, 18 April. Toe Jesus daar op die kruis gehang het, ons lees van die 12de uur af, van 12 uur af tot 3 uur, het daar duisternis gekom oor die aarde. En as jy sien hoe dit gebeur, laat die duisternis oor die aarde kom. Dit was die opdrag van die priesters om teen skemeraand die lam te slag. Skemeraand is daai lam geslag. Toe Jesus daar op die kruis hang,
kom hy die skaapspoort uit. En hy kyk so van die kruis af terug na Jerusalem toe, en hy kyk na die hoogste, na die tempel. En ons lees die tempel se voorhangsel het geskeur. Almal van ons het toegang tot God vandag. Jesus het dit moontlik gemaak. Want toe hy daar sy asem uitgeblaas het op daardie laaste donker skemerte, toe hy gesê het, dit is compleet, dit is volbring, is die profesie vervul, dat ons direk na God toe kan gaan. Enige tyd, enige dag, elke oomblik. Deur Jesus. Die grootste intercessor wat daar ooit was in die wêreld. Elke gebed van ons gaan deur hom na Vader toe. Loof hom. Ons kan ons broodjie vat, en kan ons dit nuttig. Net so ook die wyn, die bloed van Jesus. Is julle bly julle is deel van die familie van Jesus? Baie wonderlike woord, dankie Kobus. Ons weer kom in die troonkamer van God uit. En ja, weet jy wat ons nou gebruik hierdie, die heilige nagmaal, dit is net om vir ons as 'n simbool wat Jesus Christus vir ons gedoen het. As jy na daai koekie sien wat gebreek is, hy is nie eweredig gebreek nie, soos Jesus se liggaam. Hy is nie eweredig gebreek nie, 'n stukke vleis het hom uitgestaan. En daai tweede liedjie wat ons net gesing het, daar waar hy twee mans staan daar, sit daar op die treinspoor. Sien hy treinspoor as jou lewe. Een spoor is geloof, een spoor is werke. Sonder enigeen van daai twee spore kan hy trein nie reguit ry nie. Hy sal nie op daai spoor bly nie, net soos jou lewe. As jy die geloof het, moet jy die werke hê. Anders is die geloof vir jou dood. Kom ons lê die oor asseblief. Die barmhartige Hemelse Vader, Here, ons sê vir U dankie dat ons weer eens kon vergader. Hemelse Vader, dankie vir die woord wat uitgegaan het. Dankie vir die nagmaal wat ons kon gebruik. Hemelse Vader, dankie dat U Seun Jesus Christus gestuur het om vir ons sondes te sterf aan die kruis op Golgotha. Die woord sê elkeen wat hang en hou word 'n vervloeking. So U Seun het 'n vervloeking geword sodat ons vergifnis kan kry vir ons sondes. Hemelse Vader, weer eens U en elkeen vandag sê ons dankie dat U hier is. Almagtige Vader, seën asseblief U en elkeen vandag. Seën ons asseblief waar nou na ons verskillende huise toe gaan. Seën ons asseblief op die paaie, want ons sal veilig wees. Stuur asseblief Heilige Gees om die bestuurder te wees van daai voertuig, om wat ook al ons transport is huise toe. Bly in die naam van die Seun Jesus Christus, ons verlosser en redder en zaligmaker. En die kom tot die lof nie eer. Amen.